Vanaand se storie is oor 4 broers. Nou, ek is die oudste van 4, so daar is 3 wat my volg. Nou interessant, ons was maar tipiese broers gewees, wat baie geheg aan mekaar is, maar ons het ook baie onder mekaar gestry, kan ek maar sê, beklei en sulke goed, en mekaar maar, mekaar maar kwaad gemaak. En dan natuurlijk ander tye heeltemal die teenoorgestelde, typische 4 broers. Ek weet nie of jy ook die voorreg gehad het om in 'n groot gesin groot te word nie. Nou, ek was die oudste, so ek het alles eerste beleef, eerste uit die huis uit gegaan, en al daardie dinge wat 'n mens moet, maar die baanbrekers werk wat die oudste nou maar moet doen, is vir my vandag so bly om te sê, dat my 3 broers het my al 3 verbygesteek, en ek kreeg glad die om, en het is my heerlik om hulle te ondersteun met hulle suksesse en mooi dinge, en dinge wat mooi loop op hulle. So dit is my wonderlik, en ek wil graag hierdie storie van vertel. So, eers wil ek begin, 'n wonderling wat gebeur het, toe ek nou, ons was moes nou maar onder mekaar beklei soos broers nou maar kan doen, of susters ook maar kan doen. Toe ek nou matriek verlaat, toe gebeur daar baie interessante ding. Ek maak onmiddellik vrede met die 3 wat oorbly. Maar hulle 3 wat agterbly by die huis nog, hulle 3 tot steeds onder mekaar gestry en te kere gegaan. Ook goeie tye gehad. Maar nie meer met my nie. Ek was toe nou uit. En toe gebeur daar weer 'n wonderlike ding, toe die tweede broer uitgaan. Nou ek het klaar vrede gemaak. Toe maak hy vrede met die ander 2 wat nog by die huis is. Toe is dit nog net hulle 2 wat van mekaar verskil, klein goed. En toe die derde een nou die huis verlaat, toe is daar nou, maak hy ook vrede met die een wat nog by die huis is. Ja, toe is daar nou vrede tussen ons 4 broers, en daarvanaf kan jy sê, ons is onafskeidbaar. Kyk, jy moet nie aan ons ma vat, jy dan klim, jy dan 4 manne soos 'n span, soos hulle sê, jy kan ons nie klop nie. En so interessant hoe die lewe verloop. Nou is dit so dat elke broer het moes maar sy eie ding, 2 broers, soos my pa het altyd, met my was altyd die motorfiets ding, en my ander broer die boeke en die skrywery, en die een was nou oor dit allerhande goed, elkeen het nou die ding gehad, my pa persoonlike verhouding, want hy het ons nog geken volgens ons dinge waarvan ons hou en ons sterkpunte ensovoorts, en hy het daarop gebou. En so dit was nou vir my lekker, jy weet, so ek het ook nog so 'n verhouding met elkeen op sy eie manier. Nou wil ek veel vertel die een wat nommer 2 gekom het. Ek en hy die manier, dat ons kan mekaar net skeef kyk, en dan begin ek en hy te lag. Ons weet nie waarvoor ons lag nie. Ons het nie 'n idee waarvoor ons lag, maar ons lag. En dan sal hy nou iets sê, of ek sal iets sê, en dan begin ons op te lag. En nou bel hy my nou. Ek weet ek so 'n jaar of 2 toe bel hy my nou. Hy weet ek is nou maar baie swak met datums en verjaarsdae en sulke goed. Nou is dit presies 'n maand voordat my seun toe nou verjaar. Hy bel vir my so 9:00 die aand. Hy net sê vir hom baie geluk met jou seun se verjaarsdag. Nou weet ek is sleg, maar weet dit is soos 'n waslap, 'n koue rilling wat ek hier my rug afkry in my gesig. Jy gooi my nat met water. Maar die skok oog gats ek het my seun se verjaarsdag gegee. Toe ek nou uiteindelik nog begin 2 mekaar sit nie, my seun verjaar volgende maand. Ek moet dit besef, ek sê toe begin ons weer te lag. Nou sit my vrou dan, so ek kyk, sy ons kan glad nie verstaan. Die vrou die skud later net haar kop. Sê julle twee sit te lag aan net heeltyd. Julle kyk aan nou, julle gesels nie met mekaar nie, want as jy iets wil sê, dan begin die ander te lag, en as hy iets sê, dan lag jy. Nou so, het ons met 10 of 15 minute gelag, en dit is nou maar later baie gesê, ons sal nou maar volgende keer weer met mekaar praat. En dit is nog steeds so, ons sal oor die ongelooflikste goed, simpelste goed lag, of ons sal iets noem, en dan sal die ander een lag. Nou onthou ek, al hierdie een spesifieke voorval, ek dink dit is waar die lagding begin het. En dit was toe, ek was toen al uit die huis uit, en hy was toe ook mal polisieman, en so het ons nou by my ma die naam gekuier, en daar wys toe nou 'n fliek met die naam Bart Nel. Bart Nel was nou hierdie Tweede Vryheidsoorlog, Boereoorlog, was hy nou 'n leierfiguur daar in die Boereoorlog se boerekommandos. En hy nou die groepie, wat hy nou die kommandant van is, wat hy nou dan nou deur die veld vat om teen die Engelse te veg, en natuurlijk hulle plaas te verdedig ensovoorts. Nou kom hy daar op 'n situasie, nou ken jy vir Karel Triegaard. Hy het mos hierdie unieke, wonderlike, sterk en bilderende stem gehad, so diep stem. En dit was een van die mooiste stemme, wat seker ooit op radio of op televisie was, Karel Triegaard. En so lê hy nou daar agter 'n rots, en nou begin skiet hy nou, hy skiet op die mense daar, en daai mense skiet op hom, maar nou begin hy vermoed, maar hierso is dalk iets, hier's 'n slang in die gras hierdie, en dis toe dat hy
Hy nou sy man stil maak, nou lê hulle daar. Nou luister hulle. En toe hoor hy nou iets daar aan die ander kant. Dit klink of om die manne praat wat Afrikaans daar aan die ander kant wat nou op hulle skiet. En dis toe dat hy toe so sy kop so lig en hy gil daar met daai bulderende tent van hom. Ek kan dit mos nou nie naaf nie. Maar dit is basies, wie is julle? En toe kyk ek hy ons oor mekaar en die volgende sê, ek is Bart Nel. Die en waar net daar begin ek en hy lag net. Maar hy het wragtig nie uniforms aan nie. Jy lieg. Wees julle! Ek is Bart Nel! Wat kan verskraal? Die en waar net daar begin ek en hy lag. En ek weet vandag nog nie, hoekom sou ons nou by dit gelag het? Waarvoor? Ek verstaan glad nie, maar daai laggery het so erg geword, dat ons maar eers die film afgesit het, en ons kon toe nie verder kyk het, so het ons gelag. En vandag nog, tydkeer, ek kan net sê, wie is julle, of hy kan dit sê, dan sal ek en hy nou daar in die lag raak, en dan sal het nie eers 'n tydkie vat, ons staan later op ons knie, dan soos ons nou lag vir mekaar oor die Bart Nel, of ons lag nou vir die ding, oor die verjaarsdag, of wat ook al, ons maar so grappie met mekaar, maar ons gewoon net so een lyn grappie, en dan vang die ander ene dadelik, en ons het net daai, wat ons mekaar snap, en dan begin ons te lag, en dan sê ek vir jou, dan lag ons dan lekker. En weet jy wat, om lekker te lag, is 'n wonderlike voorreg en 'n heerlike aktiwiteit. So kom, dit is my storie van 4 broers, hoe mens met elkeen 'n unieke verhouding het, en wat sommige mense is, hulle klik net as jy net een woord sê, en dan lag hulle daarvoor, en dan kan jy nie ophou nie. Ek weet, jy het ook so iemand, ek weet, jy kom dit ook oor, en dis 'n wonderlike voorreg om te kan lag, en soos lekker, uit die hart uit lag, maar dis wanneer ek op my lekkerste lag, saam met hom, en dan geniet ek dit daarin baie.